Die waarheid is dat Jesus opgestaan het uit die dood uit en dat sy graf leeg is. Maar die waarheid is dat die wêreld dit nie wil erken nie, dat die wêreld die dood en nie die dood nie, die opstanding van Christus probeer doodsmeer, toesmeer, om het te laat lyk asof hy nie die Messias is nie, en ons sien dit tot vandag toe nog. Uit ons eie kalender, ons Suid-Afrika se kalender, is hierdie dae ewen uitgehaal. Jy sien nie meer, dit is die kruisiging van Christus nie. Jy sien nie meer hemelvaart op die kalender nie. Jy sien nie meer enige sulke goeders op die kalender nie, want selfs in ons eie land tot vandag toe probeer die mense om dit dood te smeer. Asof dit nooit iets is wat gebeur het nie. Hier sien ons selfs die fariseërs wat sê, luister hier, kom ons maak eerder 'n storie op. Kom ons sê, die wagte, julle het aan die slaap geraak en die liggaam was kom steel. Dat dit nou moet lyk asof dit is, asof dat die rede is of die skuld is, maar die realiteit daarvan, en ongelukkig as ons nog nie tot by die waarheid gekom het nie, dan glo ons hierdie liggaam is maar net gesteel, hy het maar net weggeraak, het maar net somehow gebeur. Hier lees ons selfs die Jode van vandag glo dit tot nou toe nog. Dit is my volgende vraag. Ons sê, yes, nee, hy het opgestaan. Antwoord jouself wat beteken die opstanding van Christus vir jou? Wat beteken die opstanding van Christus vir jou? As ons sê alles, as ons sê, dit is bitterlik belangrik. Waarom deur my en jou aksies elke dag gaan ons aan asof die opstanding van Christus eintlik maar niks beteken nie? Deur jou woord, deur jou daad, deur dit waarvoor Christus gestaan het. Wat doen ek en jy? Christus het gestaan vir waarheid. Hy het gestaan teen sonde. Wat doen ek en jy? Nee, die oomblik as iets gebeur, hardloop ek na sonde. Is jy besig om die opstanding van Christus tot niks te maak nie, of beteken dit werklik iets in jou lewe? Soos Andres net gesê het, selfs al gaan jy vandag toe binne in daai graf en daar's nie 'n been wat daar lê nie, daar's nie niks nie. En elke ander een van hierdie, ek wil hier regtig die woord gode gebruik hier, maar dis nou maar wat die ander gelowe dit sien. As jy in elke liewe een van daai grafte gaan kyk, dan lê die bene daar. Maar nie by Jesus nie. Want hy het opgestaan. Vir my en vir jou. As ons gaan kyk na hierdie kastige gode, elke een van hulle op hulle doodsbed, en een het gesê, ek het nie die waarheid nie, by my vind jy net duisternis, gaan soek die waarheid. Maar hy word aanbid. Die ander een het gesê, het self erken, het self dit met sy eie mond gesê, ek is nie God nie. En die ander een het weer gaan sê, gaan soek die waarheid. Go seek the truth. Elke een van hulle het dit gesê. Gaan soek die waarheid. By my vind jy nie lig nie. Dit wat ek bied en dit wat ek vir jou gee, is slegs duisternis. Maar daar's een, sy naam is Jesus Christus. Hy sê, ek is die lig. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. As hulle dit self gesê het, by my, ek is nie die antwoord nie. En by my vind jy net duisternis. Waarom volg jy hulle? Waarom volg jy hierdie aanhangsels van jou? As die enigste een is die lewende seun van God,
wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur my nie. Waarom hou ek en jy nog vas? Volgende ding, as ons weer daai storie lees, die wagte was betaal, hulle was gebraai, hulle was omkoopgeld gegee en gesê, bly net stil, draai die storie so, en hulle sê, okay, nee, cool, is reg. En terwyl ons dit lees, kom daar iets in opstanding in ons. En besef, yes, hoe eers Judas, nou die ouens wat nou omgekoop word, gebraai word, dat hulle nou nie die waarheid werklik moet vertel nie. En as hulle maar net nie daai omkoopgeld gevat het nie en gegaan het en die waarheid gaan verkondig het, dan was dinge dalk anders. Maar dit las vir my by wat ek net nou eendag gesê het van Judas, toe ons gepraat het oor Judas het Jesus verraai vir 30 silwerstukke. Ek en jy doen dit vir minder. Hulle het ten minste hulle omkoopgeld om te wys waarom hulle gaan jok het en die waarheid gaan draai het en nie gaan die waarheid vertel het nie. Jy doen dit sommer verniet. Jy verraai Jesus sommer net verniet. Wat as Satan na jou toe kom met hierdie sigaretjie in die hand en sê, hey, verraai Jesus hierso. Doen hierdie. Of met jou volgende fix, jou bankie wat hy in die hand vir jou stop en bring en sê, hey, hier is jou volgende fix hierso. Maar of pa koop vir jou data en daai pornsite waarop jy gaan en dink niemand weet nie. Satan wat in jou oor fluister uit en sê, nee, kom, nog net een keer. Dit is net so goed soos jy wat daai omkoopgeld vat en Jesus verraai. Wat gaan ek en jy in plek sit om seker te maak dat ons dit nie doen nie? Wat gaan ek en jy in plek sit om seker te maak ons aanvaar nie daardie omkoopgeld nie? Wat gaan ek en jy in plek sit om seker te maak dat ek nie gebraai word en op die ou einde van die dag verloon ek Christus nie? Hier's wat jy moet in plek sit. Johannes 8 vers 32 sê die volgende. En hy sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. Vers 36 sê, as die Seun van die mens jou vry gemaak het, dan sal jy waarlik vry wees. Vryheid lê by jou ernstigheid met God. Christus het reeds die prys betaal. Hy het reeds gesterf aan die kruis, sy bloed het gevloei. Hy het opgestaan uit die dood uit. Sy graf is leeg. Wat doen ek en jy met dit? Met die prys wat hy betaal het? Hy sê selfs hierso elke ding, Jesus self het gesê, ek gaan in 3 dae weer opstaan. Hy sê dit self hierso. En hy sê dit gebeur, dit het gebeur. As die woord van God mos nou waarheid is, soos wat ons almal weet dit is, dink jy nie dit is iets om te glo en iets om in te neem? Dat hierdie prys wat Jesus betaal het en dat hy opgestaan het, 'n leë graf gelos het as getuienis. Dink jy nie dit is iets om ter harte te vat? En nie net deur ons aksies en ons dade en ons woorde, maar net tot niks maak nie. Kom ons dink volgende keer baie mooi voordat jy jou volgende sigaret vat, of jou volgende fix wil hê, of jou volgende data wil uitkyk. Kom ek en jy dink baie mooi eers daaroor. Of dit wat jy besig is om te doen, of dit is om die kruisiging van Christus tot niks te maak. En of dit is werklik besef wat hy gedoen het vir my en jou. En 'n keuse te maak om in vryheid te leef vir Jesus Christus. Keuse lê by jou.
Ek het 'n gesegde wat ek gewoonlik gebruik wat baie keer nou net vir sommige net 'n gesegde raak, maar ek wil net dink vir 'n oomblik hieraan. Vir jou om te kan staan in oorwinning, beteken dit jou knieë moet begin buig in aanbidding. Jy moet eers 'n verhouding begin kry met Jesus Christus. Dan sal jy begin staan in oorwinning. Onthou daai baie mooi. Jy kan staan in oorwinning as jou knieë buig in aanbidding. Kom ons bid. Here, ek eer U. Here, dat U 'n lewende God is, dat dit nie 'n beeldjie is wat ons aanbid of sulke goed nie. Here, maar dat dit U 'n lewende God is. Ek eer U, Here. Here, dat U uit die dood uit opgestaan het. Ek eer U, Here Jesus, dat U vir ons kom lewe gee het en dit in oorvloed. Ek eer U, Here Jesus, dat daar 'n leë graf 'n getuienis is dat dit wat die woord van God sê werklik waarheid is, Here, want elke ander een wat op 'n tyd geklaim het, ja, hulle is God, tot by hulle sterfbed. Hulle bene lê nog in die graf. Maar Jesus se graf is leeg. Here, ons loof U daarvoor en ons eer U naam daarvoor.